Het jy ooit gewens iemand wil net vinniger verander? Jy het al met hulle gepraat, jy het raad gegee, jy het gebid en jy het weer gebid en jy het weer gebid. Jou knie is al deurgeskuur. En dit lyk net vir jou asof net niks verander nie. Niks gebeur met daai persoon nie. Nou Jesus vertel vir ons in Markus 4:26 die volgende. Met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe? Weet hy self nie. Nou ek hou van na die laaste gedeelte, hoe weet hy self nie? Met ander woorde, die boer, die saaier weet self nie, hoe gebeur daar binne nie. Die boer saai, hy doen wat hy kan doen, maar hy kan nie elke oggend die saad uit die grond uittrek om te kyk of dit al gegroei het nie. Ek dink enige boer wat so gaan werk, gaan nooit 'n opbrengs kry nie. Nee, daar gaan nooit 'n oes wees nie. Hy kan nie aan die plant trek om te kyk of dit vinniger gaan groei nie. Daar is werk wat onder die grond gebeur, wat hy, ek en jy, wat ons nie kan sien nie. En ek dink soms vergeet ons dit van mense. Ons wil baie keer dadelik die vrug sien, ons wil dadelik daai verandering sien, dadelik ek het hierdie belofte gemaak en dadelik is die verandering en die gedragsverandering is onmiddellik daar, dadelik is daar net volwassenheid. Maar God werk dikwels onder die oppervlak voordat ons kan sien wat in die buitekant besig is eintlik om te gebeur. Jy sien, dit beteken nie ons doen niks nie, dit beteken nie ons praat nie die waarheid met mense nie, ons moet bemoedig, ons moet bid, ons moet grenslyne stel, ons moet help waar ons kan, maar uiteindelik moet ons ook besef, ek en jy kan niemand anderste laat groei nie. Daar's 'n werk wat net God in 'n mens se hart kan doen, en dalk is dit waar genade weer beginne om ruimte te maak. Genade gee God tyd om in iemand te werk voordat ek en jy besluit net niks het gebeur nie. Dis daar waar ons besef genade skep hierdie ruimte vir daai groei. Dink vir 'n oomblik net in jou eie lewe. Daar's waarskynlik dinge wat vandag deel van jou geloof en karakter is, wat jare geneem het om te vorm. Iets wat nie oornag gebeur het nie. Dit het lank gevat om te kom waar jy is vandag. En God was met jou geduldig. En hy is steeds geduldig met jou. Nou, hoekom sou ons dan verwag dat almal rondom ons onmiddellik net moet wees waar ons dink hulle behoort te wees? Miskien is daar iemand oor wie jy dalk moedeloos geraak het. Dalk is dit jou kind, jou huweliksmaat, dalk is dit 'n vriend. Jy het frustrasie, jy beleef iets en die verandering kom nie vinnig genoeg nie. Dalk is dit iemand saam met wie jy werk. Nou ek wil jou aanmoedig, moenie ophou saai net omdat jy nie nou die groei kan raak sien nie. Hou aan lief hê, hou aan bid, hou aan 'n belegging van tyd gee, hou aan die waarheid praat, hou aan daai grenslyne stel, hou aan opdaag, hou aan met genade. Ek vertrou God met die werk, nee, wat ek en jy nie kan sien, daar vertrou ek vir God ten volle. Nee, nou, net omdat ek en jy geliefde nie kan sien wat in die buitekant al moet verander nie, ons sien nog nie die groei wat in die binnekant gebeur nie, moet ons besef, God is besig met daai persoon. So genade maak ruimte vir groei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens en u geduld oor ons lewens. En ek bid vandag, Here, omdat ek weet dat ek het nie gekom waar ek is vandag en die karakter en die dinge wat ek al beleef het en die dinge wat nog steeds gaan kom oornag nie, Here. Dis jare se vorming, jare se foute wat al gemaak is en jare se genade wat u oor my eie lewe uitgiet. En so vir ons elkeen wat vandag saam bid en saam luister, Here, weet ons kom na u toe vandag in nederigheid en afhanklikheid, want ons kan nie sonder u genade enigsins die Christusvorming wat moet plaas in ons lewens. Ons kan dit nie vir onsself eie nie, Vader. U doen daai werk deur ons. En daarom vra ek vandag, Here, dat u werklik vir ons ook genade sal gee, sodat ons genadig kan wees met ander mense. Ek bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.